Meer as met enige ander boek wat ek al ooit probeer skryf het. Dat as jy met hierdie ding besig is, hierdie boek wat op mense se bedkassies lê en waar 'n man en 'n vrou dit vir mekaar voorlees, dit is 'n intieme deel van hulle omgang met die Here. 'n Mens werk hier met mense se sagte binneste. En ja, jy wil hulle laat dink, en jy wil hulle laat wonder, en jy wil hulle laat vrede vind, en jy wil hulle laat bevestiging kry, en jy wil hulle laat verwonderd wees oor die God wat goed en groot en tog in soveel fyn besonderhede na ons kyk. Maar jy wil nie vir hulle vervreem van die Bybel en van hulle omgang met die Here nie. Jy wil nie dit doen nie. As julle nie weet nie, mag ek dit maar sê, dat Stefan skryf van die 2026 uitgawe is daar weer sin. Nadat jy dit iewers in die vroeë 2000s het jy mos ook 4 jaar, dink ek, geskryf. So jy weet baie goed wat dit behels en wat dit van 'n mens vra. Op 'n stadium is ons uit alle hoeke oorde letterlik verstoor tot barstens toe met dagboeke vanuit elke moontlike hoek. Het dit vir baie mense 'n probleem geword dat die dagboekkultuur soos ons gedoen met mense eintlik letterlik in 'n sekere sin vervreem het van ernstige lees van die Bybel, want jy kry jou dagstukkie, jou vers per dag, jou geestelike opbou, wat die Bybel eintlik versnipper het tot die groot verse, dat God praat in verse nou. Hy het nie meer tyd om hoofstukke, en dit het vir my altyd ure, dae, maande, jare, tot vandag toe gevat om ons te sê, maar God het nooit verse gebruik, en verse is 'n bitter onlangse byvoeging tot die Bybel. Dit is maar vanaf die 16de eeu dat verse wat ons vandag in elk geval navolg in die Bybel gekom het in hoofstukke kom uit die 13de eeu. God het gekommunikeer en hy boeke gebruik en later hoofstukke en toe verse maar as hulpmiddels gekom. Maar die beversing van die Bybel het dit regtig baie moeilik gemaak. Dit is soos, dis aan die een kant behulpsaam, maar aan die ander kant so skadelik, terwyl uit die week kry mens 'n baie meer duidelike omgang deur hoe jy daardie spanning met die dagboekkultuur, as ek dit mag 'n bietjie stereotipeer, versus hoe die week regtig ernstig in die Bybel omgang hanteer. Toe ons in 2021 nou begin weer met die ou manier van lees die hele Bybel in 4 jaar deur. Toe was dit asof uit die beek weer 'n tweede asem gekry. Daar was skielik 'n nuwe belangstelling mense het, en dit het my bly gemaak, want dit het my daarvan oortuig, dit wat jy sê, dat ons mense, ons kerkmense, ons lesende, ernstig Bybellesende kerkmense, is nie meer versiemense. Hulle wil die hele boodskap hoor van die hele Bybel. Boots and all, en words and all. En dat 'n mens, en jy sal dit ook ons nou weet, Stefan, beter as ek, dat jy nie daarvan wegskram nie. Jy verswyg nie die feit dat daar nogal probleme is met sommige tekste. Dat julle wat net nou 1 en 2 Samuel gelees het, of verlede jaar 1 en 2 Samuel gelees het, en nou met 1 en 2 Kronieke besig is, en agterkom, maar hierdie twee blaf glad nie met mekaar nie. In 1 en 2 Samuel word vertel praat van Boetsenhol en Wortsenhol, hoe Dawid droog gemaak het, aangejaag het. Kom jy in 1 en 2 Kronieke, as Dawid die engeltjie van self. Hy, die hele manier van hoe die verskillende Bybelskrywers met die gegewens tot hulle beskikking daarmee omgegaan het.
En uiteindelik het dit als in die Bybel beland. In die Bybel wat ons lees. En dat jy doodgewoon maar vir mense wat uit die week lees, dit sê hoor jy, as jy agtergekom het, daar's 'n fout wat jy goed agtergekom. As jy dink hier het iets nou nie lekker nie, dan het jy mooi gedoen, want dit is so. Dit is so. En daarbij dat 'n mens as 'n skrywer van uit die week, as iemand wat hieroor gedink het, iemand wat gaan soek het na die betekenis van die teks, dat jy vir mense kan skrywe, hoor jy, as jy nie weet wat presies die skrywer hier bedoel het nie, wil ek maar net sê, ek ook nie. Ek weet nie wat er gebeur nie. En dan aan die einde is daar soms 'n gebed, waarin jy dan ook maar kan sê, liewe Here, ek verstaan nie. Ek weet nie wat U vandag van my wil geleer het nie, maar U moet maar aanhou met my. Ek sal dalk eendag dit verstaan. So, ek vermoed dat as 'n mens soos, en jy sal dit ons nou nog beter weet, want jy werk elke dag met studente wat groot mense is nou, as jy vir hulle hanteer soos groot mense en nie probeer afpraat na hulle toe vanuit jou geleerde kateder en hogere preekstoel nie. Maar as 'n broer langs die susters en die broers kom sit en sê, kom ons praat 'n bietjie hieroor, kom ons lees 'n bietjie hieroor, kom ons sê vir mekaar wat vir ons goed is en wat vir ons bly maak en wat vir ons spesiaal is, en kom ons sê vir mekaar wat ons nie verstaan nie. Kom ons skud maar saam ons kop, kom ons buig maar saam ons koppe omdat ons nie weet nie.